As gevolg van hierdie en as gevolg van mense wat siek is, as gevolg van verskillende redes. Maar ons gaan die Here dien. Amen. Ons gaan die Here se naam groot maak. Amen. Ons gaan in diens geniet vanoggend. Ons gaan net so stadig en val om die hand van ons sal open. Daarna gaan ons lekker saam sing. Amen. Onze Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Vader, is met 'n dankbare hart wat ons môre weer eens opgekom het na juist die Here om U te gee al die lof en die eer en die aanbidding.
Baie dankie Here vir elke druppel reën wat daar buite kan val. Vader, is genade van U, genade ontsettend groot vanmôre. Baie dankie vir die voorreg om hier te kan wees vanmôre. Vader, dankie dat U is, Heer, wat die woord sê, wat U op drie in my naam vergader, daar is die lig van die wêreld. Amen. Stuur die lig, Heer, van gee die lig. En laat dit skyn van sy lig. Stuur die lig, Heer, van gee die lig.
saving my soul. Standing somewhere in the shadows, you'll find Jesus. Somewhere
Somewhere
Heer, is het werkelijk te goed of is het te goed om aan te doen? Wees het verzoek. Ja, dit was het zo snel. Hoe vaak wat ik het wou. Ik kind anders is het wat te doen.
Openbaring sê, in die hemel, Johannes skryf, was wakker. Waar die gebede van die heiliges opvang. Het jy al gelees? Het jy al gesien in Openbaring 'n paar keer, dan kom die engel by Johannes en sê vir my, onthou om te skryf. So ek dink ons doen ook maar net ten dele wat in die hemel aangehoor. Het jy al gedink as ons gebede opgevang word, in wat is dit nie? Ons straal dat ons heil opgevang word, in wat voor die Here. As ek voor die Here is in my lewe, en loop af oor my wange, of op my kussing, om die Here dit opgesien. As ek sê, Here, ek is moeg, ek kan nie meer, ek weet nie wat ek kan verder. So die hand van die Here, my trane op. En hy gee ons bemoedig, en hy gee ons versterking. So hy wil probeer, hy wil bly die gevoel van kan. En ek praat nie van nou nie, nou ook, yes, nou ook, almal ons is hier saam. As ek alleen by die huis is, en my handen ek voel, Here, nog 'n keer. Nog 'n keer, alweer, nog 'n keer, die genade van die Here. Here, dankie dat ons vandag hier in die huis kan wees. Dankie vir die lieflike reën wat buite val, Here. Here, terwyl ons in bidkamer bid, bid ek vir die broers en ek sê, laat ons benat word met die Gees as ons buite staan in die Here. En as ons uitstap, dat ons klere deurdrong is met die Heilige Gees. Here, van ons hare en van ons baarde afdruk. Omdat die Gees vandag by ons is. Dankie dat U by ons stil gestaan het vandag. Dankie dat U in ons midde gekom het, Here. Dat die soete, sagte, Heilige Gees oor ons gewaai het vanoggend. Help ons, Here, om altyd daarna te smag, altyd daarna te soek. In die wonderlike naam van Jesus. Amen. Baie dankie aan die siflike Heer. En ek ken nie dat is naam. Dit is maar iets naam. Amen. Dan is dit maar iets naam. Nie miskien nie. Nie is. Dan moet dit weer. Here kan maar iets naam. Dis die tyd nog steeds naam. Of kan jy alleen beteken? En eensaam. Nou is dit net ek. Dis kan nie meer. Nie vergeet, nie wonder, dat ek staan daar en die een kant, so daar my huis hier, bly daar my kant. Saam met die Here. Amen. Ons gaan voort. Vir jullie vraag, ons die woord bedien vandag. Terwyl hy opkom, ons spooi ons hande uit na die Here. Dankie vir my broer vandag vir ons die woord kan bedien. Dankie Here vir die woord wat op sy hart gelê het, die inspirasie wat U hom gegee het ook vir dit, Here. Dat U bedien soos wat U hom gegee het, die gesag en die krag en die mag van die Heilige Gees, wat ek bid ons in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Amen. Ek gaan vanmorgen 2 glasse water bring. Terwyl ons in die bidkamer is,
sê vir broeder Nico iets, wat my hart is oor die woord van vanoggend. Maar so klein bekommernis, het ek alles gedoen, om die voorbereiding vir die woord te kan afgee. En terwyl ons so sing, en terwyl die Gees van die Here beweeg, besef ek een ding vanmôre, as die Here beweeg, op 'n sekere manier, dan moet ons net inval. Want het gaan nie oor my wat hier staan vanmôre, en hoe goed, en hoe mooi ek kan preek nie. En terwyl ons so sing, besef ek, een gedagte, en het kom op as 'n manifestasie, en pastoor gee dieselfde, of uit dieselfde woorde vanmôre. En ek sien iets in die geestesoog, en terwyl ons so sit, kan ek julle vra om gaan julle oë toe te maak. Here, ek gee U vanmôre al die lof en die eer, want U woord, en elke woord en elke vers in U woord, is vir ons. En terwyl die woord sê, 'n geloof is 'n vaste vertroue, en dit wat ons nie kan sien nie, wil ek vanmôre vir in die harte bid, en maak dat dit sal oopgaan, dat die geloof 'n nuwe oog, 'n nuwe sieningspunt sal hê vanmôre, want dit gaan nie oor my vanmôre nie, maar dit gaan oor die teenwoordigheid van die Gees in hierdie huis vanmôre. En ek bid dat elkeen ontvanklik sal wees, elkeen se ore sal laat oopgaan vanmôre, om te hoor wat U moet spreek. Dis my gebed in Jesus naam. Amen en amen. Voor ek gaan na die woord van die Here, wil ek dit graag met U deel. Ons het Woensdag in die sel, het ons gedeel uit die woord, en ons het besef dat ons as mens vind onsself in 3 tipe posisies. En ek gaan dit baie verkort, want ek voel iemand moet het hoor vanmôre. En ons wat op die Here wag, en op sy koms wag, vir die nuwe Jerusalem, vir die land van Kanaan, wat ons belofte is, sien ons dat ons is gered, en dat ons hierdie stap, of hierdie pad stap, in 'n wildernis, wat ons die geloof moet gee, en leer om volle op God te vertrou, sodat ons die erfgename van God kan word. En ons het dan so 'n bietjie verklein of vernader, om te sê, ons sien dit in elke dag. Ons sien dit as kinders van die Here wat gered is. En gered is, dan het ons hierdie pad wat ons moet wandel in geloof, sodat ons die deurbraak kan kry, van dag tot dag. En dat sommiges, die eerste posisie wat ons gesien het, na die deurbraak gekry het. Na jare se woestyn van droogte en smarte. Maar God, ons het gaan kyk na God wat al reeds aan Moses en Josua beloof het, en dit wat die volk gaan doen. En deur die geloof het hulle alles versit en besit wat hulle wou, deur die genade van die Here, maar tog geval in afgoderry. Kan ek dit in vandag se terme sê? Ons kry 'n deurbraak van nagte se gebid, maar dan val ons onder mammon. Dan val ons onder een of ander lering. Dan val ons uit ons grootmanskap. Dan kom God op 'n manier wat hy jou nie afbreek of verlore laat gaan nie, maar hy kom op 'n punt dat jy weer moet besef dat jy het weer God nodig. Dan eindig jy maar weer in die woestyn. Jy wat gered is, jy wat gaan haal is weer in die woestyn, nadat jy daar die Here gewandel het. En op die einde van die dag, en dit is wat ek by u wil los, is, as ek u moet vra, wie voel dat hy is besig om in die wildernis te wandel, dink ek gaan 90% van u hande opsit. Maar ons het na karakters gaan kyk soos Moses, wat ontmoet was deur 'n brandende bos. Ons het na karakters gaan kyk, terwyl Paulus in die tronk was,
en ons het dit so 'n bietjie vernuwe en ons heidedaagse lewens en ons oë net so 'n bietjie oopgemaak om te sê, maar al is jy in omstandighede, dan stuur Jesus, want daar's nou hier God 'n engel om by jou te kom besoek, om hierdie tronkdeure oop te maak. En ek kan baie voorbeelde en soos wat ons het gedeel het, maar ek wil hê jy moet weet vanmôre, al wandel jy in die wildernis vanmôre, is jy op die regte plek, want dis waar God self jou gaan ontmoet. In 'n brandende bos, of hy stuur die engel om vir jou die voedsel te voorsien, of hy stuur die wind om jouself te ontmoet, maar jy is op die plek waar God jou kan aanraak. Ek wil jou vra dat jy jou woord gaan oopmaak op Galasiërs 4. Die gedeelte in die woord het ek so, wil amper sê, to be continued, van Woensdag af. As jy die woord het in Galasiërs 4, ek wil van vers 20 'n paar verse lees. En hy sê, Sara en Hagar, die voorbeeld van die twee verbonde. Vers 20 sê, en ek sou wens om nou by julle teenwoordig te wees en my stem te verander, want ek is buite raad met julle. Wat 'n woorde. Julle wat onder die wet wil wees, sê vir my, luister julle nie na die wet nie, want daar is geskrywe dat Abraham 2 seuns gehad het, een uit die slavin en een uit die vrye. Maar die een wat uit die slavin gebore is, of nou uit die slavin is gebore na die vlees, en die ander een uit die vrye deur die belofte. Ons moet dit onthou vanmôre. Dit is die sinnebeelde, want die vrou staan vir twee verbonde. Een van die berg Sinai afkomstig, wat van die slawerny kinders gebaar is, dit is Hagar. Ek wil net gou vinnig afstap, ons gaan nou verder lees, so moenie jou woord toemaak. Ekskuus, ek wil net ek het skool vergeet om my goedjies oop te maak hier. Maar Paulus skryf, hy sê hierso, ek sou wens om nou by julle te teenwoordig te wees en my stem te verander, want ek is buite raad met julle. Buite raad, want die disippels het die krag ontvang van die Heilige Gees. En hulle het die woord en die evangelie gaan versprei, wat siele tot redding gebring het. En die doel van Galasiërs is, hoekom Paulus vir hulle skryf, want hy kyk na hierdie mense wat gered was deur die bloed van Jesus, maar hulle kleef weer aan die rituele, as ek dit so kan sê, die gewoontes van die Jode wat daar was. So hulle val weer terug by Hanetjie. En hy sê vir hulle, julle is raad op. Of hy sê vir hulle, ek is raad op die Here. Maar ek wil so 'n bietjie net die twee verbonde vir ons so 'n bietjie oopmaak. By die eerste een waarvoor Paulus so raad op was, waar hy aan kleef en nie kan verstaan waarom hulle sal terugval op nie. Maar die eerste verbond van Abraham, ja, daar's 'n belofte van Johan. Maar die mens het 'n belofte, het 'n verbond met God gesluit om hom te dien en om te eer as God. En daardeur het Moses met die 10 gebooie van die berg afgekom van Sinai. En hierdie wet van Moses het 'n verbond met God gevorm om hom te volg en hom dat die wet hulle sal lei om so eer en opreg as moontlik met God te wandel. Maar daar's een probleem met hierdie verbond. Hierdie verbond, die ou verbond, die wet van Moses, is 'n menslike poging om by God uit te kom. Ja, ons weet verder as ons dieper in lees, en ek wil nie op hierdie punt vaswag vanmôre nie. Hoe dit is al baie 600 plus wette geskrywe deur die mens, hoe om te wandel as 'n kind van God, as 'n Israelite wat uitgekies is as die volk van God. Maar die probleem met hierdie verbond, hierdie verbond bring reëls.
Hierdie verbond het 'n vereiste en saam met hierdie vereiste is daar 'n gehoorsaamheid en as hierdie vereistes nie plaasvind nie, dan is daar iets wat jy moet doen om die vleeslikheid van jou kan afhaal. Maar verder, dit wys vir die mense dat hy 'n sondaar is. Maar gee die krag nie om die oorwinning te kan behaal nie. Hoe erg moet dit wees as ek en u weet vanmôre die bloed van Jesus het ons vrygekoop. Hulle het 'n verbond met God wat hulle volg, maar hierdie verbond kan nie dit skoon was die foute wat hy gemaak het nie. Hierdie verbond kan nie keer die krag gee om die oorwinning te behaal, om te kan sê, ek is duur gekoop deur Jesus bloed nie, daarom maak hy die fout wat hy gemaak het. En daarin word hy as 'n sondaar gesien. Dit lei uiteindelik na slawerny. Omdat niemand die wet volmaak kan volg nie, ook daar. Maak dit dat jy 'n slaaf is in hierdie verbond. En jy beweeg van dag tot dag. Maak nie saak hoe hard jy probeer nie, maar die vlees sal altyd heers. En hierdie verbond wat God met hulle gesluit het, en as ek dit nou kortliks kan beklemtoon, die wet wys wat die krag is, maar kan jou nie verander nie. En dit is wat ons soek. Ons soek daai gedeelte wat maak dat jy kan verander. En die wet bring nie dit ons nie. En ek wil nie nou vooruitspring nie, maar wat is die doel wat Paulus, soos wat ek gesê het, waarom val jy terug in hierdie gewoontes? Wat is die doel wat hy gehad het met die Galiërs om te kan sê, as jy probeer om God te behaag deur jou eie vermoë, dan wandel jy in die vlees. Jy is deel van Hagar se slawerny. Jy sit 'n merk op jou deur die vrug wat jy dra, deur die getuienis wat jy gee, dat jy 'n slaaf is, vasgebind in die vleeslike vorm, wat volgens die wet onmoontlik is om God te behaag. Want ek wil vir u sê vanmôre, in die vlees, kan ek soveel keer op 'n Sondag in hierdie kerk sit, en ek kan die Here met die liedjies so aanbid, maar as ek daar buite kan beweeg, en ek wandel in die vlees, en ek gee vir die een wat honger is, en ek gee vir die een wat nodig is, en deur my werke, kan ek sê, ek is 'n kind van die Here, maar God wil deur jou werke, word jy nie behaag nie, want God wil 'n hart sien, wat veranderd is. Moenie teruggaan na slawerny nie, sê vir hulle. Julle is kinders van die belofte. En ek het gewonder of ek dit moet doen, maar ek dink ek gaan dit doen. Hoor wat sê die woord in vers 9. Hy sê, maar nou dat julle God ken, of liewer deur God geken is, hoe keer julle terug tot die swakke en die armoede, die armoedige eerste beginsel wat julle weer van vooraf wil dien. Ek beloof ek gaan nie vashou nie, maar ek moet sê, want daar word vandag gesê, oom Johan, as ek nie God op sy naam noem nie, dan gaan ek nie hemel maak nie. As ek God, die 7, wat doen mense dit nou weer, die dinge van die Jode, die feeste, as ek die 7 feeste nie deelagtig is nie, dan gaan ek nie hemel toe nie. As ek op die wetlike manier nie die Sabbatdag eer nie, dan gaan ek nie hemel toe nie. Dan kom die Galiërs en hulle gaan terug tot by die besnydenis wat hulle moet wees om geerken te word as 'n Jood. Dan kom Paulus en sê, maar waarom keer julle terug na die armoedige lewe wat julle versoek? En ek wil vir julle sê, as jy 'n sinbeeld van die Israeliete in die woestyn sien, dan kan ek verstaan die een wat Yeshua en Yahweh wil dit wil spreek, waarom is daar armoede in sy lewe gespreek? Want God Jesus Christus
maak vry deur die bloed en die genade wat hy vir jou gegee het in die liefde en nie deur die wet wat vir jou gegee is nie. Want deur die wet kan ons God nie behaag om deur die foute te maak nie, maar daardeur is ook die redding nie. Maar dan kom ons, dan vat ons 'n lering aan en dan besef ons, hoorie, maar waarom gaan ons so deur die woestyn lewe soos wat dit moet gaan? Want God bring jou terug waar jy weer jou oë en jou ore moet oopmaak op die opregtheid, want daar's net een evangelie, hoor. En die evangelie is 'n naam bo elke naam, en hierdie naam is groter as elke naam, en die naam is Jesus Christus. En as hy nie die kern van jou lewe is nie, dan draai jy die verkeerde evangelie. Dan vra ons onsself, waarom is ons in 'n wildernis? Waarom is my lewe so 'n moeitevolle arbeid wat ek moet afgee net om kos op die tafel te sit? Dan sit God jou op 'n posisie waar jy op met alles wat jy het, 100% net op hom kan vertrou. Gaan kyk maar. Selfs die water moes uit die klippe vloei vir die Israeliete, want hulle kon nie eens 'n put grou vir water. God moes die voedsel uit die hemel voorsien, want daar was geen manier wat hulle kon plant en gee wat hulle moes geëet het om die voortplant of die lewe te gee om aan te gaan. Elke liewe ding moes van God verwag geword het. Maar wonder ons onsself, waarom? Hoekom lyk my lewe so? En ek wil vir u sê, ons wat onder die wet wil lewe, ons wat in die vlees wil lewe, ons beroof onsself, hoor. Want as ons mooi gaan kyk, terwyl Israel in die woestyn was, het hulle geroep na God, tot wat hulle begeertes was, en God het voorsien. En daai selfde God wat voorsien, op grond van wat hy vra, en wat hy nodig het, is dieselfde God, wat ek en u ken. Is 'n onveranderlike God, wat ons vanmôre ken. Dieselfde een, wanneer ek aanroep met my begeertes en my behoeftes, dis hy wat die voorsiening gee. En ek en u sien hierdie wildernis op 'n plek wat sleg en verwoesting bring, en soos wat ek vanoggend voor vir u gedeel het, u is op die regte plek, want dis waar God gaan ontmoet. Dis waar hy jou gaan aanraak en weet dat God is in jou midde. Maar wat ek wil bring vanmôre is, die oorwinning is vir my en vir jou alreeds gegee in die tyd wat ons in die wildernis is. In die tyd waar jy dink, daar's geen uitkomste nie. In die tyd wat jy dink, jy weet nie wat die dag van môre vir my gaan voorlê, hoe ons gaan eet, waar my kinders moet wees, en waar ek heen moet gaan, en waar gaan ek wees vir my ou dag nie. Want as daar 'n verbond wat Sarah van ons gewys het. Die verbond, die nuwe verbond wat ons deur die sinbeeld kan vat. En ons kan dit sien. Hoekom ook ek en u hier is vanmôre. 'n Verbond wat ek en jy met die mond bely ons aangeneem het. Deur om Jesus Christus aan te neem as ons verlosser en ons saligmaker. Hierdie verbond wat af heeltemal deur die genade van God, deur sy seun Jesus Christus en sy liefde vir ons gegee het, en om daai verbond deelagtig te wees, vat net een stap, en daai stap is deur geloof. Hulle moes deur die wildernis wandel, Renico, om te leer wat dit is om God te glo. Om die geloof te hê, dat die volle vertroue in hom moet wees. Maar vanmôre is daar 'n geloof, alreeds vir my en jou voorsien, 'n geloof van oorwinning. 'n Geloof wat ons vrygemaak het van dit wat die wêreld bring. En hierdie geloof het ons name opgeskryf binne in die handpalms van ons Vader. En hierdie geloof van net een stap, dit is om Jesus Christus te erken. En om aan te neem as jou verlosser en jou saligmaker. Hierdie verbond van een ding, en hierdie verbond word verseël deur die doop wat ons deurgaan, om te kan sê, ek het die ou mens verlê, die een wat in die vlees, die een wat in die wet gewandel het ek verlê, en ek staan op as 'n nuwe mens, 'n nuwe skepsel in Jesus Christus met 'n nuwe verbond.
En hierdie verbond gee ons 'n ewige lewe. Maar hierdie verbond, deur om te glo in Christus. Die ou verbond, moet jy sê, deur my werke, moet ek dit verdien word, om gesien te word, as 'n kind van God. Maar die nuwe verbond, word vir jou gegee, dis 'n belofte, wat sê, glo dit. Dis jou nou, broer Pieter, dis jou verbond met God. Dit is jou belofte van God af. En al wat het vat, is glo dit. Dis so eenvoudig, soos dit, wat ek vir die kinders van die Here wil sê. Jy hoef niks mooi te doen nie. Jy hoef nie mooi aan te trek vanmôre, om deel van dit te wees nie. Jy hoef nie jou bankrekeninge leeg te maak, en as jy niks het, hoef jy nie jouself in 'n mikking te werk, vir die werke van die Here, sodat jy deur God gesien te word, om dit te kan ervaar, om dit te ontvang. En deur dit, Johannes, is dit net om dit te aanvaar. Jy moet net aanvaar. Dis joune, dis vir jou gegee. Ek wil dit vanmôre beskryf soos 'n geskenk. Ek dink daar's baie mense wat saam met my nog nie verjaar het hierdie jaar nie. Maar baie van ons het al 'n geskenkie gekry. Ek wil jou vra, as jy verjaar en jy kry 'n geskenkie, het jy 'n geskenkie gekoop? Nee. Daai geskenkie is vir jou gegee. Die voorreg wat, of die opgewondenheid wat ons het, om daai strikkie so los te trek, as hy nog toegevou is. Weet jy, Nico, my kinders is so opgewonde, daar is nie tyd om die strikkie af te haal nie. Die papier word sommer so afgeskeer, om te sien, wat is daar binnekant? Wat is daai opgewondenheid van hierdie geskenkie wat ek het? En ek wil vir jou sê vanmôre, God se, of Jesus Christus se geskenk aan jou, hoef jy nie te koop nie, hoor. Dit is al reeds toegemaak met 'n kaartjie wat sê, hierdie is Adel se geskenkie, wat ek vir haar gegee het, toe ek op die kruis gesterf het, en opgestaan het uit die dode, en deur die Gees is dit bevestig as getuienis, dat Jesus Christus 'n ewige lewe is. En daai geskenk, het jou naam op, en hy's verniet, want jy is duur gekoop, deur Jesus bloed, en deur dit, is daar geen niks wat ek en jy hoef te doen, om dit terug te betaal. Hy gee dit vir jou verniet. Dis jou nou. En dit deur net om te aanvaar. Dit deur net om te glo vanmôre. Laat die Heilige Gees jou lei. Want ons dra 'n vrug. Ons dra 'n getuienis. En ek wil vir u sê, ek het baie vinnig, en dit is glad nie, die dier van die anti-kris staan uit die see uit op. En die dier van die valse profeet staan tussen die mense op. En hierdie word krag ontvang deur die draad. En as jy die getuienis, en as jy wandel soos een van hulle, wil ek vir jou sê, deur die vrug wat jy dra jy al reeds die merk van die anti-kris. Dra jy al reeds die merk van die valse profeet, as jy Jesus Christus verloon deur hom nie aan te neem. As jy die valse leringe aanneem, dan dra jy klaar daai merk deur die getuienisse wat jy gee. Maar daar gelaat, wil ek vir u sê, deur die Heilige Gees, wat dieselfde Gees wat Jesus uit die dode laat opstaan het vir my en jou, is dieselfde Gees wat in ons harte is, dieselfde Gees wat ons die krag gee om op te staan, om te kan sê, hy lei ons. Hy versterk ons. Soos die lig en die wolkolom in die woestyn, is hy die een wat vir my sê links of regs. Is hy die een wat vir my sê ja of nee. En dit is wat ek vir u wil bring vanmôre. Ek wil by dit kom wat die Here vir my op my hart gelê het. Ek wil gou verder lees. Hy sê in vers 30, as jy 'n woord oop lê, hy sê, maar wat sê die skrif? Werk die slavin en haar seun uit, want nooit mag die seun van die slavin saam met die seun van die vrye erwe nie. Daarom, broeders, ons is nie kinders van die slavin nie, maar van die vrye. Halleluja. En ek wil vir jou vra vanmôre, in wat se geloof wandel jy volgens? Oom Johan, is baie moeilik.
Kan ek ietsie met u deel? As die lewe bietjie moeilik word, en pastoor hulle is ons getuienis, hy, nog voor hulle in die bediening was hulle hier, hulle het ons op aangeneem, hulle het seker gemaak, was 'n huisbesoek gemaak, hulle het seker gemaak, ons bly in die kerk, en ek was tot bereid, om 'n driehoekie te leer speel, net om hier te wees. Halleluja. Want toe die Here my siel red, dis is net hier waar ek wil wees. Toe vra ek toestemming om in die middel van die week by die orkesoefening te wees, al is ek nie deel van die orkes nie, want wanneer ons sing, is daar net so salwing wat ek ervaar en die teenwoordigheid van die Here, en ek wil vir u sê, u sal saam met my stem, daar's niks lekkerder as dit nie. En ek het daai begeerte gehad om 'n dag en nag te kan hê. Dis alwaar ek hier wil wees. Die doel en die motief wat ek gehad het in die wêreld, dit was net Jesus en Jesus alleen. As ek in my kar geklim het, dan het my Bybel op my seat langs my gelê, want as die Robert Roy gestaan het, dan het ek hom gou opgemaak, en al was dit net een versie, was dit genoeg vir my. Maar vinnig, dan wys die wêreld en die omstandighede in hierdie wildernis my. Dan kry ek hierdie begeer of hierdie ding oor my, wat ons vanmôre oor, ek voel nie lus om te bid nie. Oom Johan, van voel nie lus om te bid nie. Dan sit so vinnig op die kant van die bed sit. Gou 'n Bybelversie. Gou my dag afsluit met die Here, voor ek in die bed inklim. En nie baie lank daarna nie, dan kry ek myself op my rug lê. Dan dink ek by myself, dat ek net vinnig na die Here toe roep, voor hy die dag klaar is. En so sluk hy my in. Dan het die een versie, was nie meer goed genoeg nie, dan het daar 'n week verby gegaan, nog voor ek my woord opgemaak het. Broer Nikkie, dan vind ek myself binne 'n depressiwiteit, dan dink ek by myself, maar Here, het u nie gesê, u sal die kinders oplig, wanneer hulle u dien nie? Is u nie die een, wat die mannas uit die lug uitstuur, en die waters uit die klippe uit voorsien nie? Maar het ek gedink, ek is besig om terug te val, na die mens wat ek was. Want dit is maklik om in die kerk van die Here te kom, en die Here te dien, en om te prys. Maar wanneer ons hier uitgaan, dan word ek herinner word, daar is 'n Woensdag aand selgroep. Dan die begeerte van my hart om hier te wees, is al lankal verlore. En dit kan met enigiemand gebeur, hoor. Dit het met my gebeur. Ek wil vir julle sê, ek was op 'n stadium so depressief, ek wil my eie lewe geneem het. Maar dan kom Jesus, dan kan hy jou nog steeds, soos 'n brandende hout, uit die vuur uitruk. Want wanneer jy in die wildernis beweeg, en wanneer daai brandende bos voor jou staan, en jy kry 'n nuwe aanraking, dan maak hy jou oë weer oop, om 'n nuwe begeerte tot hom te kan kry. Maar ek wil jou vra vanmôre, vir wat het jy jou erfdeel verloon vanmôre? Vir wat het jy die tye en die woord van God verloon vanmôre, geruil? Vir wat het die tyd, het die televisie jou tyd geroof vanmôre, om ordentlik te gaan bid voor die God Almagtige? Vir wat het jy jou erfdeel verloon vanmôre, kind van die Here? Jy wat in die wildernis sit, en jy bekommer jouself, hoekom is God nie met jou nie? Waarom is hy stem so stil? Maar ek wil vir jou vra vanmôre, as jou brandende bos brand vanmôre, moenie, of hy gaan begin brand, moenie op 'n plek wees waar jy dit gaan mis nie. En ek wil jou bemoedig, en ek wil jou versterk vanmôre, al is jy daar in 'n diep gat vanmôre, dat jy net soekend sal wees, soos wat jy sal loop, links en regs sal soek, en 'n begeerte sal hê, al begin dit net met God se teenwoordigheid. Waar ons weer net opnuut kan voel, maar hier wil ek my skoene uittrek, want die grond waarop ek staan is heilig. Daar waar ek in die put gegooi is, weet ek, dat daar waar ek verkoop is dalk, dat God 'n plan met my lewe het, maar die brandende bos, die teenwoordigheid en die aanraking, waar God die engel stuur, die deurbraak, dat ek dit nie mis nie, oom Johan. Dat ek dit nie verruil vanmôre, en God in die skade weer soek vanmôre. Maar dank die Here
dat ons kan sing vanmôre, somewhere in the shadows, I'll find Jesus. Halleluja. Is ons skottel hier, pastoor? Die stand in die skottel. Skies, kan my kinders opstuur. Want die woord van God sê, Jesus Christus het nie verniet vir my en jou gesterf nie. Hy het ons vrygemaak. Hy het ons vrygemaak deur dit wat die wildernis vir my en jou bied vanmôre. En al wat ek en jy moet doen is, ons moet as Stefanus, ons moet dit net aangryp vanmôre. Ons moet dit net glo vanmôre. En weet, die oorwinning is al reeds vir ons gegee. Oom Eugene, daar waar oom moeg word, daar waar oom mat word, daar waar oom nie meer sy kans sien om weer verder te gaan soos wat oom die lewe nou is nie, wil ek vanmôre vir oom sê, daar's 'n krag in die bloed van Jesus wat oom nog nie aangeraak het soos wat hy moet nie. Maar ek wil vir oom sê, as hy jou aangeraak het deur daai brandende bos, deur die begeerte van jou hart om hom aan te neem soos wat oom hom aangeneem het, en wanneer daai gees soos 'n vuurvlam in jou binneste brand, dan sal 'n nuwe vuur. En ek wil vir oom sê, dan sal hierdie wêreld en sy dinge wat oom moeg gemaak het van die verlede. Ja? Ek wil vir Tannie en vir oom sê, die bloed van Jesus wat vir ons op die kruis gesterf het, is dieselfde bloed wat ons die genesing gee. Halleluja. En as ons vanmôre daai genese of daai probleem, kan ek dit 'n siekte noem vanmôre, as ons dit vir die Here gee en net glo, ons het al reeds weggevat. Hoor jy wat ek vir u sê vanmôre? En wat kyk jy vanmôre vas, en wat jy jou erfdeel verloon het vanmôre, of geruil het vanmôre? En ek wil vir u sê, daar's 'n liedjie wat ons sing, we need to take back what the enemy stole from us. En vanmôre het ons 'n geleentheid om terug te vat wat die vyand van jou beroof het. Om die vryheid weer terug in ons lewe te bring. En ek wil vir jou sê, daai ding wat jou geruil het vir jou erfdeel, kan ons vanmôre 'n manifestasie maak. Ek wil vra dat die orkes vir ons 'n aanbiddinglied gaan gee. En terwyl hulle sing, vat terug jou erfdeel vanmôre. Dan gaan jy my vra, hoe doen ek dit? Eenvoudig. Glo net. Want die kruis het al reeds oorwinning vir jou gegee. En ek wil vir jou sê, dit wat jy nou het, wat jou beroof, het 'n naam vanmôre. Oom Johan, al is dit verwerping, al is dit 'n siekte, al is dit hartseer. Ek wil vir jou sê vanmôre, dit maak nie saak wat in jou lewe is vanmôre. Maar terwyl ons sing, wil ek jou vra, wil jy dit nie vir die Here gee nie? En as jy klaar het vir die Here gegee het en gesê, Here, op hierdie oomblik, van nou af glo ek, 100% dat ek vrygekoop is deur Jesus bloed. En nee, dat hulle spot, soos wat hulle moet spot. Want toe Dawid geloop het, en hulle het hom gevloek, het hy gesê, as God vir hulle gesê het om my te vloek, laat dit so wees. En laat dit so wees, want dat ek vir jou een ding sê vanmôre, jy weet wie jy is in Christus. Jy's duur gekoop deur Jesus bloed, en hom wat hom nie ken nie, laat hulle maar die klippe gooi, maar jy weet waar jou erfdeel lê vanmôre. En as dit is wat jou erfdeel laat beroof vanmôre, dan gee jy daai name vanmôre vir die Here en jy vergewe. Want lank genoeg het die vyand van ons beroof. Lank genoeg het hy ons erfdeel van ons gesteel, Kronieke. Al is dit soos 'n verlore seun wat moet terugkom vanmôre. Maar ek wil vir jou sê, met oop hande of oop arms het hy sy seun ontvang vanmôre. Want hy sal die 99 skape vanmôre los om jou uit te ruk. Vanus, hy's te baie man. Jy's 'n brandende hout. Maar by God is dit so goed. As hy vir die Israeliete die see kon ooploop vanmôre, op daai oomblik, kan die Here vir jou 'n nuwe weg, 'n nuwe pad maak. Daar waar jy dit nooit gesien het nie, maar daardeur sal hy jou lei, maar jy moet glo. Halleluja. Daar's 'n
'n juk op jou skouers wat jy kan nie afhaal nie. 'n Swaar juk, jy wil hom al vir jare afhaal. Staan op jou voete. En die Here wil jou opkom vanmôre. Daar's 'n juk op jou skouer vanmôre. En as jy vanmôre Jesus Christus aanneem, en ken hom, dan as jy hom aanneem met die wete, tot hy sal alles verstaan deur Jesus Christus, wat jou die krag gee, met die Gees van God, wat homself met die tone laat opstaan het, kan hy jou vanmôre laat opstaan, en hy gaan. As jy vorentoe loop vanmôre, dan gooi jy daai juk in daai klip, want vanmôre, terwyl pastoor die woord gebraaf het, die koortjies gelei, het hy gesê, God, en bakke in die hemel waar ons gebede opgaan. En terwyl ons hierdie lied sê, ek wil die vraag, staan op jou voete vanmôre, want die grond waarop ons staan vanmôre is heilig, en tot ere van die God, laat ons op ons voete staan vanmôre. En terwyl ons sing, ek kan dit nie vir jou gee nie, oom Johan, Tannie, ek kan dit nie vir jou gee vanmôre nie, maar Jesus kan. En bid vanmôre by jouself, en gee dit aan Jesus, en as jy klaar is, wil jy nie saam met my 'n manifestasie maak, en dit voor God kom neersit, en die wereldkolomme waar God dit self hoor vanmôre. Halleluja, dankie, Suster Anne. Halleluja.